ons dan ons eerste gedeelte rondom 40 dae van doel. Weet jy, wat is jou doel? Weet jy? Niemand nie. Weet julle wat julle doel is? Wil jy graag uitvind wat jou doel is? Dan is jy vanoggend op die regte plek. En ek hoop dat in die volgende paar weke gaan jy saam met ons deel wees van die groepe, die dagstukkies, elke week se woord wat ons gaan bedien, sodat jy deel kan word van hierdie ding, dat ons weet, hoekom is ons hierso? Wat maak ek op aarde? Nou, die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, jy gaan nie hierso uitstap na die 6 weke, of wanneer ons 'n celebration het, die 7de week, gaan jy nie uitstap en die Here het gesê, ek moet 'n ingenieur word nie. Dis nie die doel wat ek met jou gaan deel in die volgende paar weke nie. Maar dis net daai doel om te weet, hoekom het God my gemaak? Hoekom is ek op hierdie aarde? Wat is die doel met die mens? En hopelik kan dit vir jou oopgebreek word in die volgende paar weke. En so vandag begin ons met hierdie reis deur te kyk na 3 belangrike vrae. 3 vrae wat hierdie ding aanspreek van wat maak ek hier? Hoekom is ek hier? Die vraag van bestaan, hoekom leef ek? Die vraag van betekenis, maak my lewe saak? En die vraag van bedoeling, wat is my doel? Wat moet ek kom doen op hierdie aarde? Jy sien, daar's geen belangriker vrae in die lewe as hierdie 3 vrae nie. Want as ons dit nie weet nie, as ek nie weet hoekom leef ek nie, as ek nie weet dat my lewe saak maak nie, as ek nie weet dat ek 'n doel het op hierdie aarde nie, dan beteken alles niks nie. En dan wonder ons hoekom baie mense so doelloos in die lewe rondloop en hulle besig hou met allerlei verkeerde goeders. Hoekom? Want ek het nie 'n rede hoekom ek bestaan nie. Maar hierdie is nie 'n nuwe vraag nie. Inteendeel, hierdie vraag, waarom leef ek, is eintlik 'n hele paar duisend jaar oud. Jeremia 20, kom Jeremia, en hy vra, waarom is ek gebore? Net om ellende en pyn te beleef en my lewe lank verneder te word? Here, hoekom leef ek? En ek neem aan, Jeremia het so 'n bietjie 'n slegte haardaggie gehad, dinge het nie so lekker uitgewerk daai oggend nie. Jy weet, die honde het sy koerant opgeëet en hy kon nie die dag se nuus lees nie en weet, die wifi was nie aan nie want Eskom het load shedding gehad, jy weet, so hy kon nie op Facebook gaan om te sien wat doen sy vriende nie en so dinge het net nie vir hom lekker uitgewerk nie. Jy al sulke dae gehad? Het jy al dae gehad wat jy eintlik dat jy kyk na die goeie vraag, Here, hoekom leef ek? Wat doen ek hier? Is al hierdie beproewinge en is probleme en al hierdie uitdagings, Here, hoekom leef ek? Hoekom is ek hier? Wat doen ek hier op hierdie aarde? Iemand het eendag geskryf, ek hoop die lewe is nie 'n grap nie, want ek vang dit nie. Die lewe is baie keer nie 'n grap nie. Dinge raak baie keer moeilik, en baie keer is dit dalk ons wat self hierdie vraag vra, en baie keer verstaan ek nie wat my doel is nie. Jy sien, as jy nie na God kyk vir die doel van die lewe nie, het jy 'n paar ander opsies. Daar's 'n paar ander maniere wat ek dalk kan gaan kyk, hoekom is ek hier? Die eerste opsie is die mystieke benadering. Daai een waar ons in die nuwheidsboeke gaan lees, en jy dit dalk in 'n paar seminare gehoor, of jy dit dalk op die radio, RSG, nee, wat luister die ouens deesdae? Ek weet nie eers nie. Want jy het dalk hierdie gesprekke gehoor, en te kyk, wat is die doel van die lewe, hoekom is ek hierso? En hierdie mystieke benadering is hierdie ding van, ek moet na binne kyk. Hier binnekant gaan ek my doel ontdek. Ek moet net introspeksie doen. Gaan kyk net daar binne jouself en vind uit, hoekom lewe jy, wat is die doel wat jy op aarde is? En vir baie klink dit so geestelik. Maar die antwoord lê nie binne in jou nie. Want jy's geskape. Jy het nie net een oggend wakker geword en toe was jy hier nie. Dis soos iemand van eendag gesê, jy was nie ge-issue nie. Jy was geskape gewees. Iemand het jou gemaak.
Oprah Winfrey het op 'n stadium, en ek weet nie of julle almal bekend is met Oprah Winfrey wat in Amerika haar geselsprogram, en sy was redelik al op 'n Suid-Afrikaanse TV ook gewees, en sy het op 'n stadium hierdie vraag gaan vra: wat is die doel van die lewe? Ontdek ek hoekom is ek hierso? En hulle het deur gesprekke gegaan en elke slag hierdie ding kyk net na binnekant. Gaan kyk net na binnekant. En nou gaan jy weet wat jou doel is. En in elke slag is die breekgate, dan sê moenie weggaan nie, want na die breek gaan ons jou help om jou doel te ontdek. En na die hele uur lang praatjie het hulle niks gepraat oor wat was die doel van die lewe en wat is die sin daarvan nie. En dan sluit sy die program af. Onthou, jy moet dit self uitvind. Dankie Oprah vir daai nuttelose informasie van 'n uur se tydmors. Die feit is dat as jy in jouself kyk, werk hierdie mystieke benadering nie. Want jy's geskape, jy kom van iemand se gedagtes af. Die tweede soort benadering wat baie mense na kyk is selfhelp benadering. En miskien het jy ook so 'n boekie in jou boekrakkie wat jou help om jou doel te bereik. Ek het. Want ons soek ons doel. Jy wil weet hoekom jy hier is. Jy kan boekwinkels gaan deurstap en daar is rakke vol van boeke om jou doel van die lewe te ontdek. Om uit te vind hoekom is ek hierso. Maar ek wil jou geld spaar, moenie meer verder jou tyd mors op daai boeke nie. Want jy sien hulle almal het eintlik dieselfde ding wat hulle oorbring. Is jy moet jou doel uitvind. Jy moet dit gaan skep. Jy moet dit self maak. Jy moet dit ontdek en jy moet jou eie doel opmaak. Dis wat hulle vir jou sê. En dan gee hulle hierdie klomp raad wat hulle vir jou sê, is gee aandag aan jou drome. Gaan vir jou ambisies, dit wat jou ambisies is, sit jou hart daarin. Mik hoog. Stel 'n paar doelwitte. Bestuur jou tyd. Wees gedissiplineerd. Glo dat jy dit kan bereik. En betrek ander mense. En moet nooit opgee nie. Maar dit vertel vir jou niks van hoekom jy hier is nie. Dis goeie raad en as jy dit dalk gaan volg, gaan jy dalk suksesvol wees in die lewe, maar jy weet nog steeds nie hoekom is jy hier nie. Wat is die doel van die lewe vir jou nie? Baie mense het sukses in die lewe. Ryk mense wat miljonêers is. Tony Robinson werk met hierdie ouens wat miljoene het, ouens wat alles het wat hulle hart kan begeer, en dan vra hulle op die einde van die dag, wat maak ek hierso? Wat is die doel van my lewe? Is dit net om 'n klomp goed te bereik? Is dit net om 'n klomp besittings bymekaar te maak? Om 'n klomp mag te hê en ek dalk 'n plesier te hê? Is dit hoekom ek hier is? En jy sien, jou doel is baie groter as dit. Die doel van jou lewe is groter as jou persoonlike vervulling. Dit is groter as jou geluk. Dit is groter as jou gemoedsrus of gesukses. Dis alles goeie dinge hierdie. Maar dit waarvoor jy gemaak het, is meer as dit. God se gedagtes is altyd groter en meer oor ons lewens. En so selfhelp werk nie. Want ek sê nie vir my regtig hoekom ek hier is nie. Want ek en jy is deur God gemaak. En ons is vir sy doeleindes geskape. En as ek net dit gaan ontdek, hoekom hy my geskaap het, vir sy doeleindes nie, gaan die lewe nooit sin maak nie. Gaan ek nooit ontdek hoekom ek hier is nie. Nou, as om die mystieke benadering nie vir jou werk nie, om na binne te gaan kyk, of as daar die selfhelp metode dalk nie vir jou gaan werk nie, kan jy dalk die filosofiese roete volg. En die filosofiese roete is nogals interessant, dat Dr. Hugh Moorhead, wat 'n filosofie professor in Amerika is by 'n universiteit, het hy eendag gegaan en hy het aan 250 filosowe en wetenskaplikes en skrywers en hierdie intellektuele van die 20ste eeu geskryf en gesê, wat is die doel van die lewe? Man, oh man.
verrassing. Want die meeste van hulle het net 'n raaiskoot gevat. En hulle het erken dat hulle het mag geraai wat die doel is van die lewe. Baie van hulle het gesê, ek het sommer 'n doel uitgedink. Van hulle het gesê, ek het geen idee nie, en ek weet nie eers of daar 'n doel van die lewe is nie. Hierdie geleerde mense, en ons kyk baie keer op na hulle. Dis hulle antwoorde. Een het geskryf, as jy uitvind wat die doel van die lewe is, vertel my asseblief. Carl Jung, wat 'n beroemde psigiater was, het geskryf, ek ken nie die betekenis en doel van die lewe nie, maar dit lyk asof iets daarmee bedoel is. Fantasties, Carl. Wonderlike stukkie useless filosofie. En so die tragedie kom daarin, dat omdat mense nie weet wat hulle doel is, hoekom hulle hier is nie, begin die lewe nutteloos lyk. Begin dit lyk of dit wat ek doen, beteken eintlik vir my niks nie. En dan wonder ons hoekom die selfmoordsyfer opgaan, hoekom jong mense vandag selfmoord pleeg, want ons het God uit die prentjie uitgehaal, die een wat vir jou kan sê wat jou doel is, want jou gemaak het. En daarom is daar nie meer 'n rede hoekom ek hier is nie, want ek ken nie die een wat vir my die rede kan sê nie. Spreuke 16 vers 4 sê, die Here het alles gemaak vir 'n bepaalde doel. As jy daar in jou preeknota gaan kyk, dan omkring die woorde bepaalde doel. God maak nie net goed vir net nie. God het net gesê, ag, ek is bietjie bored vanoggend, ek weet nie wat om te doen. Ag, kom ons maak 'n paar goedjies hierso, jy weet, ek kan mos create. God maak elke ding wat hy doen met 'n doel. En so God het 'n doel vir elke ding in die lewe. Al dink ons baie keer nie so nie. Jy weet, ek meen, hoeveel van julle het al gewonder, hoekom het die Here muskiete gemaak? Maar 'n muskiet het ook 'n doel. God het hierdie goed gemaak vir 'n doel, maar baie keer verloor ons dit, baie keer mis ons dit. Hoekom? Want ons kom nie by die een uit wat die doel daar gestel het nie. En so die waarheid is, dat ons vir 5 doelwitte gemaak is. God het ons hierdie 5 gedoen, en ons gaan van hulle aanspreek in hierdie volgende paar weke. En dan gaan ons sien, hoekom is ek en jy gemaak? Hoekom is ek en jy op hierdie aarde? En wat maak ons hierso? En so as ons hierdie verstaan, dan gaan die volgende paar weke vir jou iets meer beteken. Efesiërs 1 vers 4 tot 5 sê in die boodskap, hy sê, hy het ons wat aan Jesus behoort gekies, nog lank voor die wêreld gemaak is. Ons moet net syne wees, en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het besluit om dit te doen om geen ander rede as dat hy dit graag vir ons wou doen nie. En dit is nie sommer net 'n storie nie. Jesus Christus het kom sorg dat dit regtig gebeur. Omkring daardie woorde en daardie skrif, dit alles het hy uit liefde vir jou gedoen. Daardie stukkie wat jy in jou preeknota kan invul wat sê, God sê dat ek geskape is om deur God liefgehê te word. Kan jy dink dat die rede hoekom God ons gemaak het, dat jy die voorwerp was van sy liefde? God het die oggend op die stoep gesit en sê, ag, ek weet nie wat moet ek doen nie. Nee, God het 'n motief gehad hoekom hy jou gemaak het. En om te dink dat hy jou en my gemaak het, om ons lief te hê. Hy het ons nie nodig gehad nie, hy was nie alleen nie, hy het my en jou gemaak, sodat hy iemand kan hê om lief te hê. Jy is vanoggend op hierdie aarde, sodat God jou en my kan lief hê. En so as jy dink, hoeveel keer in jou lewe het gevra, vra jy hierdie ding, ag, het die Here my regtig lief? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, ja, dis een van die redes hoekom hy jou gemaak het, sodat hy jou kan lief hê. Die tweede grootste vraag van die lewe is die vraag van betekenis. Maak ek saak? Maak my lewe saak? Beteken dit iets? In Jesaja 49 vers 4 sê, vra Jesaja, hy sê, ek het geantwoord,
Wat ek doen is nutteloos, ek het te vergeefs gesoek. Is daar partykeer in jou lewe wat jy dalk al so gevoel het, wat jy sê, dit voel so alles wat ek doen is nutteloos. En jy sien, sonder die doel, sonder die verstaan van my doel, is die lewe triviaal. Raak dit kleinlik en sinneloos. My lewe beteken niks nie, daar's geen betekenis daaraan nie. In die Tweede Wêreldoorlog was daar in Hongarye 'n Nazi konsentrasiekamp. En wat gebeur het is dat die geallieerdes het gekom in die fabriek waar hierdie mense gewerk het, hierdie gevangenes gewerk het, het hulle kom opblaas. En ewe skielik het hierdie gevangenes niks gehad om te doen nie. En toe kom die soldate en vat hulle en besluit, okay, vat al hierdie rommel en dan vat julle dit vanoggend daardie kant toe. Gaan pak julle dit daar op 'n hoop. En as hulle klaar is, in die volgende oggend, dan kom hulle sê, okay, vat nou hierdie goeders en dan bring julle dit terug hier na toe. En die volgende oggend, dan sê, okay, vat hierdie goed en dan gesit julle dit daai kant neer. En so het dit aangegaan, maar dit het op 'n punt gekom waar hierdie ouens voel, ek begin mal raak, ek het nie 'n rede, wat doen ek hierso nie? Tot so 'n punt dat hulle self probeer smeek het vir die wagte om hulle net te skiet, want die dood sou beter wees as om hier op en af te doen en daar's geen doel in dit nie. En dis baie keer hoekom ons op 'n plek kom waar ons voel, my lewe beteken niks nie. Ons is so besig met dieselfde goeders elke dag en ek weet nie eintlik hoekom ek dit doen nie. Jy sien, elkeen van ons is hier om die lewe op 'n paar vlakke te leef. Die eerste vlak wat mense dit leef, is 'n oorlewingsvlak. Ek probeer net dit maak. Ek bestaan maar net, ek probeer maar net oorleef. Ek probeer net deur hierdie week kom, dat ek net by die naweek kan uitkom. Ek bestaan net. Ek probeer net oorleef. Die volgende vlak is waar ek, 'n suksesvlak is waar ek iets bereik het. Ek het 'n huis, ek het 'n kar, ek het 'n goeie werk, ek het iets bereik, ek gaan so 'n bietjie restaurant toe en dan gaan eet ons 'n bietjie uit en ag, dit is so wonderlik. Maar die probleem van sukses is dat ek altyd meer sukses moet bereik om te voel dis die moeite werd. En dit is die probleem waar ons dit mis. Die derde vlak is dan om by 'n plek van betekenis uit te kom, op 'n plek van dat my lewe maak sin, my lewe maak saak. Dit beteken iets. En daar's net 3 maniere hoe ek dit kan kry. En dit is, ken die sin van die lewe. As ek dit ken, gee dit betekenis. Om te weet hoeveel jy vir God saak maak, gee betekenis. En jy leef God se 5 doelwitte vir jou lewe, dan begin betekenis deel van jou lewe word. So hoeveel maak jy vir God saak? En maak enigiets saak vir God wat ek doen? Jesaja 44 vers 2 sê, so sê die Here wat jou gemaak het, hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help. Hoeveel maak jy vir God saak? Nog voor toe jy nog in die baarmoeder was, het God al aan jou gedink. Het was God al betrokke by jou lewe, want jy maak saak. God het al vir jou omgegee en nog steeds doen hy dit, want jy maak saak. Psalm 139 vers 16 sê, U het my gesien voor ek gebore is, in die boek is alles opgeteken, elke dag is bepaal, voordat een van hulle daar was, elke liewe dag. God wil eintlik vir jou kom sê, jou lewe maak saak, daarom het ek elke dag klaar vir jou beplan, het ek dit vir jou in plek gesit. Hoekom? Want jy's nie net 'n ongeluk vanoggend nie. Jy het 'n rede om hier te wees, en dis omdat God jou hier wou gehad het. Baie keer dink ons, jy's 'n ongeluk, want die ouers het jou nie beplan nie. Maar God het jou in gedagte gehad, nog voor jou ouers jou in hulle gedagte gehad het. Jy sien, die ander ding is dat ons lewe is vir ewigheid bedoel. Dis nie net soos 'n vrugtevlieg wat net 24 uur leef en that's it nie. God het langtermyn planne met jou lewe. God wil hê jou lewe moet sin maak en saak maak.
Psalm 33 vers 11, maar die planne van die Here staan altyd vas, sy besluite van geslag tot gesag. Jy maak saak vir God, dat God besluit het om jou vir ewig te hou. Amen. God wil hê jy moet vir altyd aangaan. Jy sien, ons dink baie keer die lewe stop wanneer ek doodgaan, maar God wil hê ons moet vir ewig aangaan. Daarom het hy ons ewigheidsmense gemaak. En daarom beteken jou lewe iets. Maak dit saak dat jy lewe. Want God het planne vir jou lewe. God het doelwitte vir jou lewe en wil hê dat dit sal uitspeel in jou lewe. Maar is nie vir net nou nie. Jy sien, die lewe is nie net vir hierdie oomblik nie. Dis tyd dat ons ook 'n ewigheidsdenke sal kry soos God. Die dag as jy jou kop neerlê en dis dalk jou einde, is nie die einde van jou lewe nie. God wil hê dat ons sal besef, jou lewe maak saak dat hy het gemaak het, dat dit vir ewig kan aangaan. En God sê, as jy wil invul daar op jou preeknota, God sê, ek is gemaak om vir ewig te hou. Jy's gemaak om vir ewig te hou. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Daardie woning wat ons gaan kry, hierdie tentwoning gaan vervang, is vir ewig. Jy gaan nie ophou nie. En so God het jou lewe gemaak dat dit vir ewig kan aangaan. En daarom maak dit saak. Spreuke 9 vers 6 sê, laat staan julle onkunde sodat julle kan lewe. Kom, begin met insig lewe. Omdat jou lewe saak maak, hou op stupid goed doen. Dit is so interessant dat een van die vertalers sê, maak klaar met die onnoselheid. Maak klaar met goed wat onkunde is. Hoekom? Want die Here wil hê jou lewe moet gevul wees met insig, sodat jou lewe sin kan maak, sodat jou lewe iets kan beteken. Dit bring die derde vraag in die lewe na vore. Dit is die kwessie van bedoeling. Wat is my doel? Miskien het God my gemaak om my lief te hê. Miskien het hy gemaak dat my lewe iets moet beteken en dat my lewe kan aangaan. Maar Dawid skryf in Psalm 89 vers 48 wat hy vra, dink tog hoe verganklik is die lewe, is die skepping van die mens dan 'n nuttelose daad? Wat is die rede dat God ons gemaak het? Maar hier moet ons verstaan dat hy praat met God. Hy praat met die een wat hom gemaak het. Bertrand Russell, wat ook een groot filosoof is, 'n ateïs, het eendag gesê, tensy jy die bestaan van 'n God aanneem, is die vraag na die betekenis en doel van die lewe irrelevant. Wat hy vir ons eintlik wil kom sê, sonder God in ons lewe, beteken ons lewe niks nie, het dit nie doel nie. En as jy wil weet wat my doel is in die lewe, dan moet ek die een vra wat my gemaak het. Jy sien, wanneer ek wil weet wat 'n voertuig kan doen en wat hy sy doel is, dan praat ek nie met die ou wat hom verkoop nie. Ek praat met die vervaardiger van daardie voertuig. Ek hoor wat sy hart was, wat in sy denke is. En so wat ons moet doen, is om met hom te praat, die een wat jou gemaak het, by hom uit te vind, of ek moet by die verbruikershandleiding uitkom, om te verstaan. Verkeer het jy 'n dingetjie gekoop, of 'n produk gekoop, en dan staan jy voor daai produk, en dan dink jy, waarvoor is al hierdie knoppies? En die enigste manier om uit te vind, is of bel die mense wat die ding gemaak het, of maak net die verbruikershandleiding oop. Daai boekie wat ons so eerste uit die ding uithaal, jy gesien, hy lê altyd bo. Ons haal hom uit en dan gooi ons daar een kant. Kyk, ons gaan hierdie ding uitfigure. Baie keer is dit hoe ons lewe leef. Baie keer wil ek nie die woord eers oopmaak nie. Ek gaan hierdie ding by myself uitfigure. Nee, ons het nodig om met die God te praat wat my en jou gemaak het. Want dan gaan ek verstaan hoekom ek en jy hier is.
Hy het 'n doel gehad. Kan jy dink die dag toe jy nog nie eers 'n gedagte was nie, was jy 'n gedagte in sy gedagtes? Het hy al jou beplan? Het hy al beplan hoe moet jy lyk? Het hy beplan hoe moet jy wees? Het hy beplan wat gaan jy doen op hierdie aarde? Want dit was sy gedagtes oor jou gewees. As ons wil weet wat my doel is, dan moet ek uitkom by die een wat my gemaak het. Dan moet ek die een ken wat my gemaak het. Spreuke 9 vers 10 sê, wysheid begin daar, waar daar ontzag vir die Here is. Hy wat die heilige God ken, het werklik insig. As ons hom ken, gaan ek myself begin ken. Want is binne in hom wat ek gaan begin verstaan wat my doel is. Want jy sien die eerste vers in die Bybel sê, in die begin het God. Nie in die begin het ek nie. Dis God wat ons gemaak het, dis God wat ons geskep het. Kolossense 1 vers 16 in die boodskap skryf, omdat God alles deur hom geskep het, dis Jesus Christus, ja, alles in hemel en op aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat gesien kan word, en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regerers of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Ons doel is vir hom. Ons doel is verskoning. Dis waarvoor ek en jy gemaak is. En as ons wil weet wie ek en jy is, dan moet ek by hom uitkom, want jy sien, alles het in hom begin, en alles vind sy doel in hom. Efesiërs 1 vers 11 sê, God het almal wat aan Jesus behoort, gekies om syne te wees. Dat dit so moet wees, het hy lankal besluit, en dat hy laat altyd alles gebeur soos hy dit wil hê. God het besluit wie en wat ek en jy moet wees. Jy sien, is in Christus dat ons uitvind wie ons is en waarvoor ons leef. Sonder hom gaan ons nooit weet nie, en gaan ons nooit die doel verstaan hoekom ons hier is nie. En so mag hierdie week, mag hierdie die begin wees vir die volgende paar weke, dat ons sal weet hoekom ons hier is. Maar in dit sal verstaan, as ons by God kan begin, gaan ons by die regte plek uitkom. Wanneer ons in die woord begin, gaan ons verstaan hoekom ek en jy hier is. Hoekom 40 dae? As jy in die woord gaan kyk, is daar soveel voordele vir ons van 40 dae. En jy gaan kyk na elkeen van daardie lewens, elkeen van daardie voorbeelde. Ons dink aan 'n Noag, wat vir 40 dae sy reën gehad het, en na 40 dae het daar 'n groot verandering gekom. Ons dink aan Moses se lewe, waar 40 dae op die berg Sinaï het sy lewe verander. Hierdie groot ding gaan oor een ding, is dat ons lewe in die volgende 40 dae mag verander. Mag ons lewe op 'n beter plek kom. Mag ons op 'n plek kom dat ons waarlik ons doel sal ontdek. Mag ons op 'n plek kom dat ek sal besef, my lewe maak saak. En mag ek op 'n plek kom dat ek sal weet, waarom leef ek? Handelinge 10 vers 34 tot 35 sê, weet julle, ek sien nou dat God niemand voortrek nie. Het Paulus geantwoord. Hy het regtig nie witbroodjies nie. Hy aanvaar almal wat respek vir hom het en wat doen wat reg is. Maak nie saak uit watter volk hulle kom nie. Wat ons hierheen wil sê is dat jy is welkom. As jy reg is om te sê, Here, hier is ek. Here, mag ek U leer ken. Dan sê die Here, die deur is waalwyd oop. Want ek wil hê jy moet weet wie jy is. Ek wil hê dat jy jou doel sal verstaan. En ek wil hê dat jy sal verstaan, jou lewe maak saak. Ek sluit hiermee af. George Herbert het gesê, dit is nooit te laat om te wees wie jy kon gewees het nie. Moenie dink dat jy op 'n plek gekom het in jou lewe en dink, maar ag, ek gaan nog nooit ontdek nie. Ek is so half op die einde van my lewe. Dis nooit te laat om uit te vind hoekom jy hier is nie. Dis nooit te laat om die een te ken, ten volle te ken, sodat ek weet hoekom ek hier is nie. Amen. Ek hoop hierdie woord het jou opgewonde gemaak. En as jy dalk nie die preeknotas gekry het nie, daar is seker nog daar agter, kry dit vanoggend, vat dit saam, gaan weer daardeur en gaan begin jou dagstukkies deurlees en deurwerk. Ek net sê net almal
die link gekry van die boekie op die skakelgroep? Is daar mense wat dit nie gekry het nie? So as jy nie op die skakelgroep is nie, praat asseblief met ons. As jy hoor van iemand wat nie, die praat met ons, laat ons hulle op kan sit. Want ons wil so graag hê dat almal sal deel wees van die volgende 40 dae, van die volgende 6 weke. En mag ons lewens waarlik verander. Mag daar 'n nuwe dinamika losbreek in jou lewe, wat jou lewe net soveel doel gee, net soveel rede gee om te leef, 'n rede gee om op te staan in die oggend.